Familie en vriende, ons kom vandag met hartseer, maar ook met groot dankbaarheid. Ons neem vandag afskeid van 'n vrou wat byna 98 jaar lank 'n deel van hierdie wêreld en die lewens van die mense rondom haar was. 'n Dierbare, betrokke mens wat steeds selfs na soveel jare met warmte onthou word. Ons treur omdat ons haar gaan mis, maar ons dank die Here vir die voorreg om haar lewe te kon ken en vir die herinneringe wat sy agterlaat. En wanneer ons vandag deur hierdie moeilike oomblik gaan, hou ons aan die eenvoudige boodskap van Psalm 34 vas. Die Here is naby aan die gebrokenes van hart. Mag ons vandag weet, jy is nie alleen nie. Die Here is hier, naby aan elke hart wat seer is. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom vandag voor U, met harte waarin daar baie dinge saamkom. Daar is hartseer oor die afskeid, wat ons vandag moet neem. Maar Here, hoor ook ons dankbaarheid. Dankie vir 'n lewe, wat amper 98 jaar lank hier was. Dankie vir die jare wat U aan haar gegee het. Dankie vir haar familie, haar kinders, kleinkinders. Ja, Here, vir die mense wat haar lief gehad het. En vir elke herinnering wat vandag saam met ons hier is. Ja, Here, wanneer ons vandag terugkyk oor haar lewe, help ons om raak te sien hoeveel genade daar was. Help ons om nie net te fokus op dit wat ons verloor het nie, maar op dit wat reeds ontvang is. Vader, troos vandag haar kinders, kleinkinders, familie, vriende. Wees naby aan elkeen wat 'n leë plek in sy of haar hart ervaar. Ja, Vader, bring vrede waar haar hartseer is. Maar mag ons bedankbaarheid vandag ook onthou. Vader, gee ons die geloof om te vertrou op U. Die God wat ons hele lewe sien. Wat ons dra deur elke seisoen en wie se liefde van ewigheid tot ewigheid is. Here, wees vandag ons troos. Wees ons vrede. En wees ons hoop. Dankie, Here, dat ons kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan, dan gaan ons lied 510 sing. Lied 510, genade onbeskryflik groot. Vir iemand wat 98 jaar lank gelewe het, is dit omtrent 'n lied wat ons kan sing. Genade onbeskryflik groot. Kom ons staan, dan sing ons lied 510 vers 1 en vers 4.
Ek wil graag vandag 'n paar verse uit Psalm 103 vir ons lees. Loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Dan vanaf vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat ontzag het vir hom, want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. 'n Mens soos gras is sy lewensdae, soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het, en sy geregtigheid tel vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou, en vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou en dit uitvoer. Die Here het in die hemel sy troon gevestig, en sy heerskappy strek oor alles. Ons gaan net tot daarso saam lees. 16 November 1928. As ons dit vandag sê, klink dit ongelooflik. Sy is in 'n wêreld gebore wat in daardie tyd, as hulle na vandag moes kyk, nie eers sou kon indink hoe die wêreld so kan verander nie. 98 jaar, dit is nie net 'n ouderdom nie, dit is 'n hele verhaal. Daar is kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Daar is dinge wat sy gedoen het, mense se lewens wat sy aangeraak het. Ja, voetspore wat sy gelos het. Tannie Anna of Tannie Annetjie, soos wat sy geken is in die gemeente. Sy is nou al jare terug gelede uit die gemeente uit, en nog steeds onthou die mense haar, en woorde van dierbaar, pragtig, diensbaar, warm gevoel in die hart, is hoe sy onthou is. 98 jaar van voetspore los, nie net in familie nie, maar ook hier in 'n gemeenskap. Mense onthou haar en wie sy was. Haar lewe was natuurlik nie perfek nie, en dit is hoekom mense nie haar onthou nie, maar omdat sy iets van haarself aan ander mense gegee het. En daarom, ons begin vandag nie by die dood nie. Ons begin met die woorde, Here, dankie. Dankie vir 'n lang lewe, dankie vir byna 98 jaar, dankie vir 'n ma, dankie vir 'n familielid, dankie vir 'n vriendin, dankie vir 'n geloofssuster. Dankie vir herinneringe wat vandag nog kan leef. Ja, so 'n lang lewe beweeg oor in 'n kort tyd. Wat soos ons gelees het in die Psalm, die mens, sy dae is soos gras. Dit klink vreemd om te sê dat iemand wat amper 98 jaar oud geword het, sy lewe kort is. Dit was 'n lang lewe, ja, natuurlik. Maar Dawid leer ons om anders te kyk, nie net wat ons geleer het en gesien het in Tannie Anna se lewe nie, maar ook vir ons hier vandag. Dit self het vinnig verbygegaan. 98 jaar het vinnig gegaan. Vra vir kinders, selfs 'n moeder vir wie hulle lief is, op 98, die verlies bly. En vandag is ons saam met julle as familie hartseer oor 'n verlies. Maak nie saak hoe lank die lewe was nie, dit voel
nog steeds kort, 'n kort tydjie. So daarom is vandag hartseer. Nie omdat haar lewe kort was nie, inteendeel, ons treur vandag, omdat haar lewe vir julle kosbaar was. Haar lewe het getel. En dit is een van die mooiste dinge van die menswees. Ons is gemaak om lief te hê. Ons is gemaak om in hierdie verhoudings te staan. Ons is gemaak om voetspore te los en te deel daarin. Wanneer iemand sterf wat ons lief gehad het, voel ons daardie liefde in die vorm van verlange, wat definitief om die draai is, die verlange. Maar wat lees ons, wat se troos vind ons in die Psalm? En dit is hier waar Dawid dit baie mooi geskryf het. So ja, die mens se lewe se dae soos gras, maar, en dan is dit die groot kontras, maar die troue liefde van die Here is van ewigheid tot ewigheid. Ons lewe het 'n begin, ons lewe het 'n einde, ons jare word getel, ons kragte verander, ons liggame verander en word oud, generasies kom, nuwe generasies en generasies gaan, maar God bly. Sy liefde het nie 'n geboortedatum nie, en sy liefde het ook nie 'n sterfdatum nie. Sy trou word nie minder, omdat ons jare minder word nie. Daarom, die belangrikste ding wat ons vandag oor hierdie lewe kan sê, nie hoeveel jaar sy geleef het nie, maar sy het in die genade van God geleef, vir ewig tot in ewigheid in. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom. Dit is 'n baie mooi vers vandag. Soos die vader vir ma, ouma, Anna, vriendin Anna of Annetjie ontferm het, is daar dieselfde ontferming vir jou ook, vandag tot in alle ewigheid. Wat ook besonder is, ja, dit is in oomblikke wat ons soveel keer uitreik na God, in plaas daarvan om in ons hele verhaal konstant te onthou. 'n lewe wat getuig van die liefde, van die genade, van die hart van Christus, na soveel jaar, is iemand wat gelewe het vir haar Skepper, vir haar Verlosser, uit die liefde wat sy ontvang het. So ja, God het haar hele verhaal gesien. Hy was daar in 1928, hy was daar toe sy jonk was, hy was daar toe sy jong volwassene was, getroud is, kinders gekry het, kinders groot gemaak het, en ouma geword het, en alle ander vriendskapsprojekte wat sy aangepak het, hy was daar. Of sy nou gaan toer het of nie, hy was by haar gewees. Die maklike, maar veral die moeilike dae. Amper 'n eeu het sy saam met haar Verlosser geloop. Die God wat 'n mens se hele lewe sien, is ook die God wat jou vandag sien. En dit is ons troos. Wat bly oor? Julle sit met jare en jare se herinneringe. Stories, oomblikke van liefde. Dit is wat oorbly. Wysheid wat gedeel is. Dinge wat geleer is. Ja, ons verlies kan in 'n oomblik so swaar voel, maar mag julle onthou, nie net dit wat sy vir julle deur woord en daad geleer het nie, maar God se ewige liefde is ewig by jou. Sy troue liefde is van ewigheid tot ewigheid. God se liefde bly. Daarom, vandag ons kan huil. Ons hoef nie voor te gee. Jy hoef nie voor te gee dat jy nie hartseer is nie. Maar ons hoef nie net hartseer te wees nie. Ons is vandag dankbaar. Dankbaar, en as ons terugkyk sê ons, wat 'n geskenk
Wat 'n geskenk vir byna 98 jaar. Wat 'n geskenk as ma was sy nie. Wat 'n geskenk, 'n lewe wat deur soveel mense onthou word. Wat 'n geskenk was sy vir hierdie wêreld gewees. Wat 'n geskenk is die genade om vir God ewig te hê. Sy is huis toe. Ons lewens kan dalk party daar lank voel, maar steeds is dit kort. Ons herinneringe is kosbaar, maar ja, selfs dit kan verdwyn. Ons liggame word oud, maar onthou, God se trou, sy liefde en genade, dit word nooit ouer nie. So dankie aan ons Hemelse Vader dat ons vandag Tannie Anna se lang lewe kan vier. Dankie Here dat ons vandag weer besef hoe kort ons almal se tyd is. En dankie Hemelse Vader dat elkeen van ons die uitnodiging en die belofte van die ewige God met sy liefde vandag net weer kon hoor. So wanneer ons vandag afskeid neem, is dit dalk die mooiste plek om te eindig om te sê, ons sê nie totsiens aan iemand wie se aardse lewe tot 'n einde gekom het nie. Maar ons sê nie totsiens aan God wie se liefde nooit eindig nie. En dit is my gebed vir elkeen van ons, die besef, die vashou, die wete, die troue liefde van die Here is van ewigheid tot ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie. Dankie Here vir die lewe wat ons vandag kon nie net herdenk nie, nie net kom sê totsiens voor die Here, maar 'n lewe wat gevier kan word. Dankie vir al die jare, vir die herinneringe en die liefde wat agterbly. Ja Here, ek bid vir elke persoon wat hartseer, verlange, verlies beleef. En Here, ons plaas dit in U hande. Vader, wees naby aan die familie en dra hulle in die dae wat voorlê. Vader, ek bid dat U elkeen sal help om vas te hou aan die waarheid van Psalm 103. Ja Here, ons dae gaan verby, maar U troue liefde, U genade, U hart vir ons, ja, dit hou nooit op nie, Here. Mag dit vir ons bly wees, ons hoop vir 'n toekoms. Dankie, Here, dat ons weet dat elkeen veilig, getroos en met toevlug in U hand kan rus. Dankie, Here, vir Tannie Anna se lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil nou graag vir Anne-Marie vra om... Ek wil net vir julle baie dankie sê vir almal wat hier is. Hier's mense wat ek so lank laas gesien het, dit was baie lekker. Nou, hoe bring 'n mens hulde aan iemand wat vir 75 jaar lank jou ma was? 'n Mens het net nie genoeg tyd om te sê wat mens graag wil sê nie. Maar wat ek eers van my ma onthou is haar onwrikbare geloof in God en dat sy my geleer het dat Jesus die enigste weg is, daar is nie 'n ander pad nie. En sy was absoluut die volle voorbeeld daarvan. Soms het ek nie geweet of sy in my die geloof gehad het nie, want toe ek op universiteit was, het ek so keer of wat 'n briefie ingekry met 'n R2 noot in en dan sou sy vir my sê, maar sy het nou weer gedroom dat ek nou oor die tou getrap het. So kos maak en naaldwerk en bak, dit was haar groot liefde. Ek het haar en my pa baie keer saans baie laat in die kombuis aangetref, waar sy vir hom sou resepte voorgelees het. Ongelukkig het sy daar ook in haar doel gefaal om vir my die liefde vir kos maak en naaldwerk aan te leer. My ma het 'n baie groot, ek moet dit bysê, met die naaldwerk het ek elke jaar met my verjaarsdag het ek 'n nuwe rok gehad. Vir baie jare, dit was tradisie. Ek het nou later, toe ek al uit die huis uit is, het jy partykeer net 'n kledingstukkie gehad wat nie was, maar dit was 'n nuwe ding, dit was by my vasgelê. My ma was natuurlik ook 'n baie groot soetant, en sy en my broer, hulle was die groot soetande, ek en my pa nie. Hy het altyd vir my
Saterdag dan het ons hier afgegaan noordeinde toe na die roastery, wat ons dit maar genoem het, en dan het ons so groot pak grondboontjies gebak, dus wat daar uit die ding uit nog so warm het ons geëet. Want my ma moes baie keer as sy sjokoladekoek gebak het, wat onoortreffelik was, moes dit vir hom wegsteek, onder die bed, as hy kom by die huis, hy soek het en hy kry dit. So hulle twee was die groot soetande, en sy was baie gelukkig, want by pa het ons by Cadbury gewerk. Ek weet, ons het baie keer gaan kuier by 'n neef van my pa, hier by Hermitage, hier by Kirkwood, en dan het Tannie Hannie vir my ma so groot canvruitborrel met die groen vye ingegee. Nou my pa en ek het daar getime, soos hy gesê het, 'n dag en 'n half, dan is daai borreltjie op. Later toe ek nou my man ontmoet het, hy was op 'n wynplaas daar in Robertson, toe het hulle altyd so canvruitborrel in 'n bak gegooi, en dit was hulle bykos by hulle ete. Toe sien ek, maar dis nie so snaaks om so baie vye te eet nie. Ek kan ook sê dat my ma nie 'n baie haastige persoon was nie. Sy was baie rustig en ek en my pa het baie keer in die kar op 'n Sondagoggend in die kar daar voor die huis gestaan. Dan sien ons, dan gaan sy kombuis toe en dan gaan sy kamer toe en dan sit ons en ons wag, en as ons by die kerk kom is die diens al aan. En ek en my pa gaan nie in by 'n plek waar as dit iets al begin het nie. So ons het hier by hierdie kerk baie dienste in die kar deurgebring. Sy het ingekom en op haar plek gaan sit daarbo. Dit was nie vir haar baie snaaks nie. My ma was baie lief vir mense en ek dink mense was ook baie lief vir haar. En al wat ons kan sê is, ons is dankbaar, sy het voluit gelewe. My pa sal nou Januarie volgende jaar al 40 jaar oorlede wees. Dis baie lank om sonder 'n man te wees, maar sy het voluit gelewe, sy het getoer en sy was net ongelukkig nie alleen mens nie. Sy toe my pa dood is, ook as jy na 10 bel in die oggend kan jy maar vergeet. Sy sê sy stof net af en dan vat sy die pad. Dan gaan kuier sy. So ons is baie hartseer en ek kan sê dit is vir my 'n wonderlike voorreg om te sê dat sy my ma was. Sy was 'n wonderlike ma, 'n lekker ma, 'n liefdevolle ma wat gedoen het wat sy moes en wat sy kon. En ons is baie hartseer, maar baie dankbaar. En dan wil ek daarmee vir jou sê, François, hier op die end toe ek nou nie meer hier kon wees vir ma, dankie vir alles wat jy vir haar gedoen het, plek gekry het, goedjies gevat het, uitgevat na Jenny toe vir ete, en vir Kersfees wat ek nie meer kon bywees nie, en veral vir die begrafnisreëlings wat jy alles op jouself moet doen. Ek waardeer dit verskriklik baie. En dan ook aan Zoret, my dogter, sy was met altyd die een wat my bystaan, en my gebring het in 2022, het François nog my ma gebring, het was net hier so in die virustyd, en ek het besef, my man was baie siek, so ek gaan haar nie weer sien nie, so ek het eintlik van haar afskeid geneem na Januarie maand, en geweet, want hy was te siek dat ons hiernatoe sou kom, en ek het nie geweet wanneer ek haar sou sien nie. Nou hy is toe daai Maart oorlede, en ek het daar daarom nou 4 keer, daarom nou weer kon sien, ons nou Julie was ons hier, so ek kon daarom nou haar sien hoe sy nou onlangs gelyk het, klein en oud, en daarom is ons baie hartseer, maar ons is baie dankbaar. So ons red ook vir jou, en vir die video wat julle gaan sien is ongelooflik, sy is baie goed, dis haar werk, maar ek weet nie, hierdie is maar haar beste werk nog ooit. Baie dankie daarvoor, ek dink, dit is baie besonder, dit beteken vir my, en ek dink vir ons almal baie dankie. Toets. Sarah. Ja, as ek dan op in die mond is, praat my net hard, anders te... Okay. Push. Okay, cool. Right. Ek voel soos 'n sanger. Laat ek net gaan my foon kry, want ek het bietjie net neergeskryf. Ek gaan gou die notes hier oopmaak. Ek wil eintlik begin. My vroegste herinneringe van my ouma was, as ons nou vir vakansie gekom kuier het, van Pretoria af, dan het ons altyd see toe gaan, soos die eerste dag. En ons het die heel dag geswem, en dan as ons uit die see uitkom, dan het my ouma altyd, sy het so 'n koeler, nie bag nie, maar so 'n sak gehad met sulke blomme op, en dan 'n roomysbak met Marmite broodjies. Tot vandag toe, as ek swem in die see en kom uit, dan proe ek Marmite broodjies. Dit is maar net 'n ding wat sy altyd gedoen het. En ja, soos my ma gesê het, sy was 'n groot soetant. Ek onthou toe ek op Stellenbosch gebly het ek nog by daai strawberry farm, het ek so 'n hele groot bottel 750 ml strawberry likeur gekoop. En ouma het kom kuier, en na daai kuier was hy half, want elke keer as ons roomys eet, dan word daar bietjie oor die roomys gegooi. So ouma was regtig 'n groot soetant, en 'n chocolate
weet soos 'n slap kon sy polish vinnig. Het soos nie ure nie, soos minute. Sy was natuurlik ook baie lief vir musiek, mal oor koormusiek en sy het self koor gesing, maar ek weet ook al dit 'n keer as ons gepraat het en oor die radio as daar mooi musiek is, dan moet ons eers net luister, weet, en self ook, sy het self orgel gespeel en trekklavier, so dis ook nogal iets wat ek baie van haar gehou het, is die waardering vir goeie musiek. En dan, ja, sy was mal oor, daar was blykbaar daar is 'n Chris Ree, maar daar's 'n ander Ree ook. En ek het altyd gedog sy verwar die twee, maar daar is toe actually Chris Ree, want ek het een keer so met haar gestry, sy sê, ouma nee, dis Andre Ree. Nee, dis Chris Ree. Maar op die einde toe is dit actually twee verskillende mense. Dit was nogal vir my altyd funny geweest, hoe sy altyd daar, wel ek dink sy kruis dit, maar dit is eintlik sy praat die waarheid. En dan, ja, die groot ding ook van haar is definitief haar geloof. Ek dink, ek het baie van haar geleer, weet ja, daar is nie 'n ander weg nie, dis Jesus of niks. En elke aand, ek onthou ek op vakansie is, as ons by haar gekuier het hierso in die baai, dan elke aand moet ons Psalm 23 lees. En sy het dit so vir my gesê, ek moet dit leer, weet mens moet dit uit jou kop uit ken. So, ja, so dit was my altyd besonder, sy het elke oggend Bybelstudie gehou, weet, gelees en gebid, en elke aand gelees en gebid, tot op die einde, toe sy nog by was, het sy daar by die huis ook in Bloubergstraat, elke oggend en elke aand, dis iets wat sy net nooit gemis het nie, en eintlik is dit ook 'n groot ding om op te kyk, al is dit net 'n 5 minute, maar net dit was nie 'n gewoonte nie, dit was regtig, sy het vir ons gebid, en sy het vir almal haar vriende gebid, en dit was 'n goeie ding van haar, definitief. Sy het ook altyd gesê, my hartjie, as iets onregverdig was, of iemand het iets verkeerd, of onregverdig teenoor jou gedoen, sê sy, wees maar die beter een, en gaan net vorentoe, wees maar net die beter een. En dan die ander ding wat ook, ons was nog, altyd as ons by 'n geleentheid was, waar daar, sê maar platters na die tyd was of iets, dan is daar altyd 'n muffin en 'n servetjie in die handsak. Dit was altyd so snaaks, ons sê, ja ouma, onthou maar nog van die muffin, want ek meen dit maak krummels in die handsak, maar daar was altyd 'n servetjie met ietsie in, of 'n sweetie in die handsak, of iets, daar was altyd iets in die hand. Kyk my handsak, die handsak was vol sakkies, en dan is daar banksakkies in die sakkies, en in die banksakkies is daar nog 'n sakkie met 'n sleutel, want die is die huisalarmsleutel, en daai is die sleutel vir dit, en dan die karsleutels, maar alles was in sakkies, in 'n sak, en in die handsak. En dit het sy oral heeltyd rond saam gedra. En dan, haar twee, amper sê ek wil na my oupa, sal ek sê 2 boyfriends, Manuel Scorsia en Mani Jackson. Sy was mal oor altyd haar musiek. Ek kan Afrikaanse musiek luister, maar net tot op 'n punt. En dan is ek soos, okay, dan luister ek omdat dit ouma se favourite is, en dit is alrede hoekom ek dit luister. Ja, en dan, ja, ek onthou toe ons so klein was, soos in die laerskool klein, soos, ek wil amper sê, tussen graad 1 en graad 4, dan nou sê maar daai tyd, ek kan nou nie speel, ja, maar ons was nog klein geweest, as ons by haar gekuier het, en ons sy het altyd van daai sjokoladesous wat hard word, daai ice cap gehad, altyd van dit gehad, maar dan, ons gooi dit oor, maar voor ons dit mag eet, moet ons eers 2 keer om die huis hardloop. So as ek en my broer eers 2 keer om die huis, en dan kan ons roomys eet, maar dan het dit nou geset, dan kan ons dit nou eet. So ek onthou dit ook nog goed, en sy het ook altyd Fruit Loops gehad in die laerskool. Dus ja, Fruit Loops is haar ding gewees met ons, en dan wat is dit, hertsoggies, of daai jam tertjies, daar was altyd, dit is 'n jam tertjie, ja, want die deeg is mos bo-op gerasper ook, en dan sit die jam, sy het altyd dit gehad, in daai ou koekblikke. En ek onthou altyd, as ons van daai koekblikke, was ook so gestapel, net langs die yskas by daai deur, maar daai deur, het nog van daai messe gehad, wat so hang, ja, hang al die messe, dan so van groot na klein. Maar kyk, as jy daai deur oopmaak, kan, dit was altyd so vir, amper half die soundtrack van die kombuis, was daai messe deur. So, en dan, ek het nou net gekyk, dat ek nou nie iets mis nie. Maar kyk, haar huis was besonder, ek meen, haar orgel was altyd vol foto's, dan moet jy eers al die foto's afval, as jy nou wil ietsie speel. Die trekklavier was ook altyd vir my, dit was net cool dat sy dit kon speel. Ek dink die hele feit dat sy orgel kon speel, trekklavier kon speel, en dan sy ook nou altyd vertel hoe my oupa
kon weet of sy gitaar gespeel het en dan het hulle musiek in die huis gemaak. Daar's Hoeka toe ek met die video maak, was daar 'n foto van haar pa wat so by die orgel sit. Hy was ook 'n lang man, jy weet, so dit lyk nogal cool hierdie lang ou by hierdie orgel. So dit was nogal, ja, dit was my lekker dat dis vir my lekker dat daar musiek in die familie is, want ek speel ook self gitaar en basgitaar en obviously hou van musiek ook, maar dis my lekker dat dit in die familie gekom het, you know. En dan, o ja, 'n ander baie besonderse ding. Sy was, ek dink 3 keer Israel toe. Ja, sy was 'n paar keer Israel toe en ek was toe in 2017 het ek 'n toer gaan afneem in Israel. En dit was my ongelooflik want al daai foto's en alles wat sy van vertel het ek toe ook soos daar in die tuin van Getsemane, ek het ook daar gesit waar sy gesit het. Ek het ook daar gestap waar sy gestap het. So dit was vir my nogal 'n besondere ervaring gewees om te weet dis die ouma was ook hier 'n paar keer en nou is ek ook hier so, weet en obviously dis waar Jesus was. Ek dink dit was vir my nogal besonder. Dis ook iets wat ek altyd in my hart sal dra en toe ouma se goeders, toe ouma nou ouer huis toe trek en van haar goed nou kom na ons toe kry ek ook die Masada, want ek was ook op Masada, die Masada berg en toe kry ek die souvenirtjie wat sy nog gekoop het, die kettingkie dingetjie en dit was nou vir my besonder om dit te kon hê, want ek was self ook daar, weet. En dan, o ja, en elke keer as ons moes altyd 'n foto by haar by die berg met Tafelberg neem. Sy was mal oor Tafelberg. Sy sê, maar ouma het al 'n foto. Nee, sy sal weer foto neem. Staan sy weer. Neem sy weer foto en goed. En toe besef ek, toe ek ook nou die videoetjie maak, dog ek, dis eintlik ongelooflik dat sy eintlik van Tafelberg so baie gehou het, want ek en JP het ook nou net voorgepraat. Ouma was net nog altyd daar. Ek meen, ja, sy het 'n lang lewe gehad, maar ek meen, vandat ons gebore is sy net nog altyd daar. En dis amper soos Tafelberg. Hy is net altyd daar. Weet, dis nou nie 'n persoon nie, maar hy is net altyd daar. En dit was ouma, sy was net altyd daar. So dit even nou is dit vir my great dat ons so baie foto's van haar het by die berg. Want dit beteken eintlik nou baie, weet, so en dan ja, in hierdie einste kerk, ons het altyd op vakansie het ons altyd daar bo gesit. En dan my broer, dis nou jammer, ek uit nou vanoggend weer gebel. Hy wil so graag hier gewees het, maar hy die werk laat dit net nie toe nie en hulle bly in Langebaan. Maar hy kon ouma so terg. Weet as ons 'n foto neem, dan het sy altyd wag, ons sal eers die hare regmaak, maar my broer kon dit perfek namaak. So as ons 'n foto dan sê sy, "Okay, wag. Okay, wag. Maak hy altyd dit na. Ons het ons altyd gebreek en dan eintlik in hierdie kerk daai een liedjie hoe groot is u, daai liedjie. Sy het altyd so sy het ons maar koor gesing en soos o God en dan maak hy dit na. Dan sit ons hier agter, kan ons nie ons lag hou nie want dit is nou in die kerk, jy. So my broer kon haar siel uittrek en maar dit was altyd snaaks soos hy wat altyd gesê het al van lankal af, hy sê ouma gaan eendag so oud word, ons gaan haar moet doodslaan met 'n plank. En nou ek weet 98 is nogal, ons het al darm nou nie doodgeslaan met 'n plank nie, maar dit was altyd so half die running joke gewees. En dan ja, en die ander ding ek het dit ook op die post gesit op Facebook. Ek het daaronder gesit reguit hemel toe op grond van goeie gedrag. Sy het altyd, ek onthou toe sy 80 geword het, dan vra sy die mense vir, "Jessie, tannie lyk so goed." Sy sê, "Ja, eintlik is ek 70 want ek kry 10 jaar af vir goeie gedrag." Dit was altyd haar joke. Ons was later soos, maar eintlik is dit nou as jy terugdink is dit so snaaks, jy weet, want sy het reg goed gelyk vir haar ouderdom. Die ander ding wat ons ook al uitgehaal het mee is as ons nou by 'n restaurant is of ons koop iets dan nee, sy wil nou nie dit sê ons koop 'n koeler, nee sy wil nie die, maar as jy nou gekoop het kan sy net 'n druppeltjie kry. Maar wil sy nou eintlik is sy nou later dan drink sy in elk geval die helfte van die blikkie uit. So dit is ons kan net vir ouma 'n blikkie koop, weet. So ja, ek dink dis nou die notes wat ek hier geskryf het. Maar ja, sy het so baie vriende gehad en ook baie soos jong vriende, ou vriende, almal in die middel. My vriende was mal oor haar, veral toe sy 'n bietjie daar in Stellenbosch gekry. Ek het op 'n tyd by Stellenbosch gemeente gewerk. Dan gaan sy nou saam kerk toe en ek stel voor, dan sy ek weer sien dan daar gesels sy met iemand, dan sy weer daar en gesels sy met iemand. So sy het regtig daai persoonlikheid gehad om nuwe vriende maklik te maak en maklik te deel ook met mense. Maar ek dink bottom line is, die Here was so in haar hart, of die Here was so deurskynend in haar hart,
dat dit nie moeilik was vir mense om haar lief te gehad het nie. En ek dink dis iets wat ek ook van ouma sal vat en ook sal streef daarna is om daai Jesusliefde geen judgment amper vir mense te hê, want op die einde almal het 'n storie en ons almal is eintlik maar dieselfde. Ons almal is hier vir een doel. Party mense vat net bietjie langer om by dit uit te kom, maar ek dink ouma was een wat dit was so aansteeklik by haar om mense lief te gehad het en net te gelag het. Ek weet sy was altyd daar was altyd 'n grappie vir iets, jy weet. So en sy in my pa kon ook altyd so aangaan, jy weet. So maar ja, so ek dink ja, dis wat ek wil sê. En ja, weer eens, ek wil ook van my kant af sê net vir almal dankie wat gekom het en mense weet nooit wie gaan kom of hoeveel om te verwag nie, maar dit is regtig amazing om te sien wie almal hier is en ja, so baie dankie.
En al gaan ek deur die donker van doodskadu weer, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oë van my vyande, beloon hy my, en hy salf my met olie vir my berei. Net guns en goedheid sal my bly volg al die dae van my lewe, wil ek by hom bly. Al die dae van my lewe, wil ek by hom bly. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hy lawe my soekersiel en hy lei my in paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek deur die donker van doodskadu weer, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oë van my vyande, beloon hy my, en hy salf my met olie vir my berei. Net guns en goedheid sal my bly volg al die dae van my lewe, wil ek by hom bly. Al die dae van my lewe, wil ek by hom bly. Hoe het dinge nie verander, vernuwe en vooruit gegaan, die wat tyd by haar al ewig net bly stilstaan. Dis die dat sy bly terughinker na tye op die plaas, van blomme aanry mark toe en heuning haal saam met pa. Ek onthou die kamfer en smeer sessies voor die speel.
Goudkis vol juwele, dieroe granaatropijn en die blou padjieveer wat haar eerste keer vir haar gegee. Net voor hy haar hartdroe kloos gebreek het. My ouma is 'n klein voeltjie, sit uit die boom uitgeval. Sy skuil nou onder 'n bosie, met haar hande in haar skoot gevou, my ouma se hande. Wat die wêreld buite kon hou. Die vertoonkas vol kommetjies, Tretjikov en die Bybelversies en haar t-shirts wat sy sorgvuldig by haar mou invou. Ek kuier nou en die huis is klam en koud. Sy's verinne weer, net soos haar gemoed. Die Chinese Japon vandaan, hy hang nou swaar soos 'n las, om haar tengere lyf wat eens op 'n tyd trotsvol rond was. My ouma is 'n klein voeltjie, sit uit die boom uitgeval. Sy skuil nou onder 'n bosie, met haar hande in haar skoot gevou, my ouma se hande. Wat die wêreld buite kon hou. Ek kuier kort van gesels is min, van 1 minuut tot die volgende. Ek streel oor haar hande en ek bid dat sy weet. Dit alles sy nie meer sy nie, en niks sal verander nie, net hierdie hande van my wat nou die wêreld buite moet hou. Want my ouma is 'n klein voeltjie, sit uit die boom uitgeval. Sy skuil nou onder 'n bosie, met haar hande in haar skoot gevou, my ouma se hande. Wat die wêreld buite kon hou. My ouma se hande. Sag in myne gevou. Dat ek die wêreld buite kan hou. I've been holding something kinda heavy. So let go now. Let it go now. You're getting older. The world's a little smaller. Just let go now.
give you the moon. Hold your hand like a big balloon. Don't let go now. Don't let it go now. Light as a feather, I'm really someone. Don't let me go now. Never gonna let you go. And every time I build a wall around me, you hold a line to pull me back to life. And all this time you never stop thinking of me. But I know it's time to let it go now. Let it go. Ek wil graag net namens die familiepaar bedankings doen. Baie dankie vir almal se omgee, ondersteuning, hier wees, boodskappe. Baie dankie aan die dames van die kerk wat help. En Charlene, baie dankie. En dan ook aan Werner van die begrafnisondernemer. Baie dankie. Ons gaan nou afsluit met lied 602. Kom ons staan, ek sien 'n nuwe hemel kom. Vers 3, geen dood of droefheid, pyn en smart sal daar ooit weer kan wees nie. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 602. Anna de Lange is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap.
Die dood roep almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gaan in die vrede en die troue liefde van ons Here Jesus Christus, ons Vader wat jou in sy hand vashou en deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gee nou net vir die familie om so lank uit te beweeg na die saal hier by die trappe uit. Kan julle die familie gerus daarna saam met hulle koppie koffie gaan geniet. God om my te omhels, God om my te omvou, God in my gesels, God in my berou, God in my slaap, God in my rondloop, God in my waak, God in my hoop, God in my God in my